Julle dink wat is verby, hier is ek weer terug. Ek skop sommer af met die hele kwartaal 3 praktiese toets. Ek het baie navrae oor dit gekry en ek bly beloof ek gaan 'n video opsit. Hier is ek nou. So ek het die vraestel hier aan my linkerkant oop en aan die regterkant het ek dan nou die data. Ek gaan dit stukkie vir stukkie doen, so ek gaan eers vraag 1 so Word doen en dan vraag 2 in 'n ander video en vraag 3 in 'n ander video. So kom ons begin. Vraag 1 by die Word, dis redelik heel maklik. Ek weet 1.2 het julle almal gevang. So kom ons kyk gou daarna. Kyk hoe lank vat my rekenaar. Ek hoop nie julle hoor hoe hy overheat nie. Ja, anyways, ek gaan gou pause hierso totdat hy reg is. Okay, so vraag 1.1, pas die heading 1 stel op die opskrif die concepts bla 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 toe en sentreer horisontaal. Kyk, het julle nou die dag verduidelik in die klas, wanneer jy sê sentreer in Word, is daar net links, middel, regs en dan so justify. So kom ons sentreer hom eers, julle weet is by alignment, center alignment, en dan gaan ek gou hierso weer groter maak. Styles, hier is styles in jou home tab, kyk net baie mooi, by design tab is 'n document formatting. Ek het nog nie dit met julle gedoen nie, want ons doen nie dit in graad 10 nie, hy verander jou hele dokument se styl, maar ons is nie nou daar nie. Ons is by ons home tab, by styles, daar is heading 1. Okay, dit was vraag 1.1, dan vraag 1.2 sê voeg 'n rooi teks watermerk met die karakterkode webthings 179 op die dokument in. Baie van julle 2 punte uit 3 gekry, amper daar, simpel foutjie. So, vir 'n begin, jy weet, jy gaan na jou design tab toe, watermark, en jy sal sien uit die opsies uit wat hy hierso vir jou gee, is daai simbool nie daar nie, so jy moet gaan na custom watermark, hulle sê ook vir jou in die vraestel, 'n text watermerk, so jy gaan sê text watermark. Okay, nou staan hier so klomp random goedjies, ek gaan nou net eers sê okay, want nou het ek hom basies geactivate. Nou gaan ek enige plek in my dokument, ek gaan sommer hier aan die einde van my eerste paragraaf, ek gaan by insert, ek sê symbol, okay, myne is nou daar, maar ek gaan vir julle wys, julle weet nou al hoe om symbols te kry. So, hy sê vir ons, die font is webthings en die kode is 179. Okay, so hierso gaan soek ek nou webthings, ek is nou klaar daarin, en die kode 179. Daar het ek hom, ek sê insert, en ek maak hom toe. Daar is my symbool nou. Nou gaan ek hom cut, en jy weet om te cut is dit Ctrl+X. Okay, nou gaan ek weer terug na design toe, watermark, custom watermark, okay, by die tekst gaan ek hom nou paste. Nou jy gaan sien, hy gaan so weird lyk, moenie daaroor worry nie, dis okay, en hy moet rooi wees, as ek myself nie mis het nie. Nou sê ek apply, en baie van julle tot hier gekom, en dan het julle dit heeltemal uitgevee. As jy tot hier gekom het, het jy 2 uit 3 punte gekry, om jou laaste punt te kry, eintlik 'n baie simpel dingetjie. Hierdie vraag was uit laas jaar se matriek vraestel uit, so julle kan symbols doen, julle kan watermerk doen, dis nou net gekombineer. Ons font, soos wat hy vir jou in die vraestel sê, is webthings. Nou as jy kyk hierso wat is ons font tans, is hy op Arial. So jy moet letterlik net jou font hier verander na webthings. Jou symbool hierso gaan nie verander nie, hy gaan so weird lyk. En dan sê jy okay, en daar is jou symbool watermerk. Glad nie so moeilik nie. Kom ons gaan gou aan, 1.3 maak seker dat die hele dokument outomaties woorde sal afkap aan die einde van 'n sin. Afkapping mag nie oor 4 opeenvolgende reëls plaasvind nie. Julle weet afkapping beteken hyphenation. En hulle sê vir jou, hy mag nie oor 4 opeenvolgende reëls plaasvind nie. So jy gaan na jou layout tab, hyphenation, onthou ons moet nou hierso gaan by hyphenation options, en jy moet sê automatically hyphenate document, en die consecutive hyphens is die opeenvolgende reëls. Jy moet hom net stel na 4 toe. Het gaan nie lyk of daar 'n verskil is nie, maar die oomblik as ek hier by hyphenation ingaan, moet daai funksies of daai opsies daar wees. Okay. Volgende een, 1.4, kyk na die onderstaande skermkopie, bring die nodige veranderinge aan, dat die 2 geel geskakeerde paragrawe soos volg vertoon. Let wel, en hier so baie van julle punte verloor, julle het nie klaar gelees nie. Daar moet 'n spasiering van 3,5 cm tussen die kolomme wees. Okay, baie maklik, die 2 geel geskakeerde paragrawe.
Hierso is hulle, met die opskrifte. Ek selekteer hulle, ek gaan dadelik by columns en ek sê toe. En hier is dit baie belangrik dat jy jou show and hide moet aansit, want op die screenshot kan jy sien dat die volgende opskrif op die volgende, by die volgende kolom begin. So ek gaan weer by layout, columns, en ek gaan nou sê die spacing, of daar moet 'n lyntjie tussenin wees volgens die screenshot. Die spacing is 3,25. Ek sê OK. Is dit 3,25 of dit is 3,5? Ekskuus, ek is weer. Ok, ons maak dit 3,5. Ok, nou gaan jy sien, Raaitou, daar is 'n laaste stukkie van die paragraaf wat oorgaan. Jy staan net voor jou opskrif en jy sê breaks, nog steeds by jou layout tab, en jy sê column. En nou gaan jy sien, as jy show and hide aan is, daar wys hy vir jou column break, en hier is jou opskrif op die volgende kolom. Ok, maklik. Volgende vraagie sê die opskrif, ekonomiese en kulturele impak, moet op die volgende bladsy verskyn. Slegs hierdie bladsy moet nou in landskap-oriëntasie vertoon. Hierdie vraagie kom direk uit julle pad uit. Ok, so jy sal nou sien, jy het 'n section break daar, continuous. Jy kan letterlik net hier voor die opskrifie staan, en jy kan sê breaks, next page. Ok, nou sit hy vir jou daar 'n section break in vir next page, en nou klik jy enige plek op hierdie bladsy, jy sê orientation, landscape, en daar verander net hierdie bladsy na landscape toe. Jou vorige bladsy bly so, omdat daar 'n section break in is. Volgende vraagie, voeg 'n hyperskakel in op die woord en vetdruk onder die opskrif kompetisie, wat na die dokument kompetisie informasie in jou toetslerg gaan. Baie van julle het al hyperlink ingesit, maar nie op die regte manier nie. Ek dubbelklik op die woordjie hier, ek gaan by insit, ek sê link, en hy gaan hom outomaties vir my in my toetsfolder oopmaak, so ek klik op kompetisie informasie en ek sê OK, hy word blou, control klik, en hy gaan dan outomaties na daardie dokument toe. There you go. Ok, rarig nie moeilik nie, simpel goedjies, julle kan alles doen, dit is soms net kombinering van alles wat julle al geleer het.